Goeiemôre almal, Woensdag die 7de Januarie die jaar 2026, lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gesels ons bietjie oor rekenskap. Nou elke mens gaan voor God rekenskap moet gee oor alles wat ons gedoen of gesê het. Sy woord sê dit vir ons. Selfs dit wat ons ook in die geheim gedoen het, sy dit goed of sleg was, gaan voor God gebring word. Daarom kan ons nie tyd mors om ander te oordeel nie, maar ons moet eerder na onsself kyk om seker te maak dat ons saak met God reg is en dat ons reg lewe voor hom. Maar kom ons gaan kyk wat sê God se woord rondom rekenskap. Prediker 11 verse 9 en 10. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouinge van jou oë. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weer verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is 'n nietigheid. Glo vir my, dit hou nie vir ewig nie, om jong te wees nie. Dan Prediker 12, ons lees vers 13 en 14. Die hoofsaak van alles wat gehoor is dit. Vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom voor al die verborgde dinge, goed of sleg. Dan gaan ons daarna Esegiel toe, Esegiel 3, en ons lees van vers 16 tot 21. En aan die einde van 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. En aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe. En jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddeloses vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hande eis. Maar as jy die goddelose waarsku en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy sal jou siel gered het. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe, omdat hy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy geoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, en sy siel gered het, halleluja. Romeine 4, verse 9 tot 13. Hierdie saligsprekinge dan, sien ons dit op die besnedenis of ook die onbesnedenis, want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken, toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Ons laaste gedeelte kom hierso uit Hebreërs, en ons lees Hebreërs 4, verse 12 en 13. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en van murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Halleluja, kom ons bid saam. Halleluja, almagtige God en hemelse Vader, Here, ons weet dat eendag gaan ons rekenskap moet gee van alles wat ons gesê en gedoen het hier op aarde, of het nou goed was en of het sleg was, maar ons gaan voor u regterstoel kom, en dan moet ons rekenskap gee van wat ons gesê het en wat ons gedoen het. Here, ek bid dat dit wat ons doen, dit wat ons sê, Here, dat dit in u wil en weë vir ons lewe sal wees, en nie ons eie nie, want Here, ons as mens maak net droog, maar Here, dat as ons in u wil en weë bly, Here, dan sal ons
doen wat reg is, en dan het ons nie te vrees om rekenskap voor u te gee nie. Halleluja. Here, wees met ieder en elkeen, seën hulle, is my gebed in Jesus naam, amen en amen.